geen elektrisiteit nie. As jy wil musiek maak, moet jy die platenspeler opwen, totdat hy uit 'n veer binne-in, wat sy aandrywing is, en as die veer sê klik, dan weet jy, hy is nou reg, dan klik hy nou. Dan het hy 'n rem gehad wat jy moes losmaak, maak jy hom los, dan begin hy spoed opbou, en hier het jy sy spoed gestel, en dan het jy die naald opgesit, maar jy langzaam met die drinking song. Alles mechanisch, niks elektrisch nie. En so het dit gewerk. Die naald het later stomp geword. Ek vermoed hierdie ene sal reeds stomp, en die plaat het uitgesluit geraak van die naald wat so krap in hom. Want die klank al swakker en swakker geword. Dan moes jy nou maar weer plan maak vir iets anders. Hier is 'n voorbeeld van ons verkiesings van destyds. Jy kon ja stem of jy kon nee stem. Hier sê ek, daar moes destyds gestem word of daar oorgegaan word na 'n nuwe bedeling. Dit weet waarskynlik soos 2 miljoen ander kundiges ook nie meer in ons land deel. Hulle is seker ook al in die VSA of Kanada of ergens. Gevlug, ja. Moes pad gee. Hier is 'n ou kaart van die Unie van Suid-Afrika 1944. Ek vra gewoonlik vir die jong kinders, soek vir my Sasolburg, Parys, ag nie Parys nie, Vanderbijlpark, Welkom, Virginia. Ek begin hier soek, kry hulle niks. Ek sê nou, wat gaan nou aan? Ek sê nee, dis ontwikkelings wat na 1945 gekom het, na die apartheidsbewind aan bewind gekom het. Tot 1972 is daai plekke gestig. As jy vat, die brandstofkrisis wat ons nou in is, streng gesproke volgens my moes daar nou al 'n Sasol 3, 4, 5, 6 en 7 gewees het. As daar iets ontwikkeling in hierdie land was, want ons nie 'n probleem gehad nie. Het ons wel volksvergaderings gehou. Ja. En is die Afrikaners nie vandag in 'n krisis nie? Ja. Hulle gaan nou 'n verskil maak in die volgende verkiesing. Ja. Die Jopie Fourie se storie. Hier gaan Jopie Fourie om tereggestel te word. Hier is die briewe wat die toestemming gee aan die 4 peloton om hom te mag skiet. Heel amptelik. Als op bevel van Jan Smuts, wat permanente wrywing in Suid-Afrika veroorsaak is, tot vandag toe nog nie vergewe daarvoor nie. Ja. So onnodig. Die wapenskuld van die Republiek van Suid-Afrika, die aanhef van die grondwet. Ja, wat vandag minder is as toiletpapier. Ja. Ek wil net op hierdie kaart vir julle wys. Baie mense sê die boereoorlog was tussen die boere en Engeland. Dis nie so nie. Dit was die Britse Ryk. Die Britse Ryk het bestaan uit die Britse eilande, Indië, Australië, Nieu-Seeland, Kanada en dan nog die kolonies ook, soos die Kaapkolonie, Natal en 'n klomp ander klein kolonies. So die boere, Vrystaat en Transvaal, het teen 'n wêreldmag oorlog gemaak. Die Britse Ryk het bestaan uit 300 miljoen mense op daai stadium. 300 miljoen. In die boererepublieke, die weerbare manne was iets vir 60.000 man wat kon weerstand bied van 18 tot 60 wat kon oorlog maak, terwyl die Britte het op 'n stadium 350.000 man in Suid-Afrika gehad. So dit was eintlik 'n onbegonne taak, maar ek meen vir 3 jaar, om 3 jaar lank uit te hou en dat hulle toen die konsentrasiekampe moes gebruik om die mense tot oorgawe te dwing, is eintlik onvergeeflik. Nou die eilande waarin hulle die boere verban was, is Sint Helena,
Ceylon, Indië en dan nou Bermuda. So wêreldwyd is hulle versprei gewees. So bang was die Britte vir die boerevolk. Kan nie waag om hulle hier naby toe te sluit nie. Ja. As hulle uitkom het hulle weer verder moeilikheid. Wat se skoene is haar teen daai? Nee, dis my ou vellies, my ou plaaskoene. Ek het nog so 2 paar wat daar moet vaskom. Ek vir my, wat ek dit met hierdie, het ek van Broadbottom kamp afgeloop terug tot by die hawe. Ek het 2 pare vellies. My ander vellies het ek met 'n koutjie pen opgeskryf. Ja, ek wil. Hierdie is maar net Dr. Verwoerd se begrafnis, volbring laaste hulde. Ja. Dis ou Jan Smuts. Hierbo. Ek het gewonder wat ryk so sleg hierso. Hulle sê sy vrou Tannie Isie het hom ook nooit vergewe oor hy op die voerie laat skiet het nie. Sy het hom altyd verwy daaroor. 1966 geweld was los in die Kongo. Toe was so baie sendelinge vermoor is in die Kongo. Dis sommer ou koerante uit ons geskiedenis uit wat jy so na kan kyk. Ja. Die 250.000 boere wat by die Voortrekker Monument se inwyding in 1949 saamgetrek het. Die grootste saamtrek ooit van ons mense. Tot die Engelse Star berig daaroor. En dan hier agter jou is 'n kaart van die trekroetes van die voortrekkers deur die Vrystaat en ons omgewing. As jy die stiplyne volg, dan het jy by Virginia oorgegaan en dan hierso net voor Aldam, net aan die ander kant die N1 het hulle opgekom en dan het hulle hierso 400 meter onderkant waar ons nou is, het hulle verbygekom. Hier in die veld kry jy nog die holtes. En kyk, hulle het nie 'n lang linie getrek nie, hulle is te kwesbaar, hulle het twee langs mekaar getrek, ek weet 2 linies, laat hy nader aan mekaar is vir veiligheid. So die holtes lê nog hier in die veld, want die voorste waans het die beste pad uitgesoek, eers die ruiters voorgery, om te kyk waar is het begaanbaar, en dan die waans agterna gekom, en almal het op dieselfde spore getrek, want hulle weet, die voorste ouens het die slaggate en obstakels als gemis. So die spore het al dieper en dieper geword, soos het reën en die wind waai die stof weg. So dis een van die min plekke in die Vrystaat waar jy nog die trekroete kan sien, is hierso, net onderkant van my huis. En hierso is 'n spinwiel in bedryf. Ja. Die persoon wat hierdie wiel bedryf het nou met die wol hier op sy skoot gesit. En die ding getrap en dan hardloop die wiel in die rondte. Hierdie dingetjie spin vreeslik vinnig en die wol word nou so gedraai en ingevoer en hierso opgewen op 'n tolletjie totdat jy hele klomp gare hierso kry. Haal hom af en sit nou weer 'n ander een op. En so het hulle wol gekry om treie mee te brei. Hierdie is my replika van 'n kakebeenbaan. Baie goed. Daar agter hang ook 'n ou Metford wat ook uitgeploeg is uit die land uit. Hierdie stoele met die kort pote kon ek nooit uitvind hoekom die stoele se pote so kort nie. Tot iemand vir my gesê het, dis 'n voedingsstoel. Die maas wat kindertjies geborsvoed het, die gewone stoel se pote is te hoog, haar voete sak af. Met hierdie tel haar voete hoog op, sy kan die kleintjie op haar skoot sit en borsvoed. Terwyl met 'n gewone stoel moet sy die kleintjie vashou. So dis hoekom die stoel se pote kort is 'n voedingsstoel. Ook iemand wat hier aangekom en vir my gesê het wat dit is. Ek het nie geweet nie. Spantou van beesvel gemaak en gebrei. Elke touleier het so spantou gehad wat hy voor die span osse hulle mee gelei het
waar hulle ook al heen moet gaan. Ek wil net hier wys hierdie Ossewa wiel. Kyk, hier is geen koelaars of bearings op gewees nie. Dit is net 'n bus en 'n as op mekaar en kyk hoe glad loop hy. Hy loop eintlik glad, baie maklik. Maar dis die manier waarop hy ontwerp is, hy so half 'n punt na vorentoe. Hierdie Ossewaantjies is deur kinders van die Ficksburg skool gebou in 1938 met die herdenking van die groot trek. Toe het 'n klomp van hulle hier hulle die spannetjie bymekaar met hulle onderwysers wat die waantjies gebou het en elke skool in die Vrystaat het so waantjie persent gekry. So 2 jaar gelede het my kleinkinders vir my osse gemaak, klei osse gemaak. Ag, dis Vir oulik. Kersfees en dit was vir my 'n groot persent. Ai, jessie. Net hierso vir jou wys. As jy nou so trek met die groot trek, dan kom die band van die Ossewa se wiel. Daai ystergedeelte kom los van die hout af van die baie stamp en die hout wat droog word, dan val hy af en dan is hy nou bandeloos. Maar jy kan nie met 'n houtwiel ry nie, hy gaan nie hou nie. Nou moet jy hom terugsit, maar hy moet nou gekort word. En dit is 'n redelike groot proses gewees. Jy moet nou daai band rooi warm maak op 'n vuur dat jy hom kan afkap, want daar's nie ystersage of grinders nie. Jy moet hom met 'n bytel kap. Dan moet jy 'n stukkie uitkap en dan moet jy die punte plat kap en hom weer rooi warm maak om hom te smee dat die punte oor mekaar kan kom. Hier's 'n voorbeeld. Daar's die een punt en daar's die ander punt. Hy's rooi warm gemaak en met 'n hamer op 'n ambeeld gekap tot hy aan mekaar gesmelt of gesmee is, soos hulle sê. Engelse praat van weld. Daar's nie welding masjiene gewees daai tyd nie. Dis hoe hy gedoen is. Jy kan sien die gate ook. Ja. Hy's ook warm gemaak en gate deurgeslaan. Soos daai een ook is 'n gat wat deurgeslaan is na hy warm gemaak is. Alright, nou het jy hom heel gemaak. Dan maak jy 'n ringvuur, soos daai ene. Dan word die hele band op daai ringvuur warm gemaak. As hy nou hele band rooi warm is, daai metaalgedeelte, dan vat die manne hom, so 3 manne vat hom met ysters, dan sit hulle hom op daai houtgedeelte neer. Daai ou kom met 'n hamer, hy slaan hom dat hy mooi in plek lê. Dan kom hierdie ou, hy vat 'n emmer water en hy gooi hom nat, dat hy koud word, dan krimp hy. Maar as hulle te veel uitgehaal het, dat hy kleiner is as wat hy moet wees, dan breek hy die wasespeke, as jou hele wiel tot niet. So dit was 'n hele wetenskap gewees om te weet, hoeveel moet jy hom kort. Jy moes eers die houtgedeelte rondom meet, en dan die ysterband aan die binnekant meet, en dan het jy 'n sommetjie gemaak om te sê, hoe groot stuk moet jy uithaal. Nie uitsaag nie, want jy het nie 'n saag nie. Jy moet hom kap, met 'n bytel uitkap. En as jy kap, dan rek hy op maar weer. So, jy moet weet wat jy doen, en dan die punte plat kap, oor mekaar sit, warm maak, weer las, om dit te kap. Want as jou wiel gebreek het, staan jy, dan moet jy kome gaan soek om vir jou nuwe wiel te bou. En elke waard sy watervaatjie gehad met 'n houtkraan, om water saam te vat. Daar is nie ander houers gewees nie. Aan die onderkant van die wa die teerpits gehang, daar was nie gries gewees nie, hulle teer gebruik of dierevet om die asse te smeer. Die linspen uitgehaal, daar het nou eintlik 'n riempie ook vasgekom aan die linspen, as hy uitval, dat hy nie verloor nie. Ja. Daai linsriem was seker die fynste ding wat jy kan kry, as gevolg van die vet en die teer en goed, wat daar aan hom gepak het. Dus kom daai Afrikaanse spreekwoord sê, jy lyk soos 'n linsriem, as ja, baie vuil is. So daai een is die teerpits gewees. Nou die eerste osjukke het so gelyk, die tou onder die bees se kele gekom het hier so ingehaak. Toe het hulle nou later pype gevat soos hierdie en kettingkies om dit dan vas te maak, dat die os nie sy kop kom uitdruk uit die juk uit nie.
Vertel ons 'n bietjie die interessantheid van daai doodskuste daarbo. My buurman vra so 'n paar jaar gelede vir my, ek moet kom kyk, hy gaan die plaasskooltjie wat hier langsaan was by skoolsnek, gaan hy sloop, of waar iets is wat ek belangstel, en toe's daai doodskuste daar so, die vorige eienaar, 'n paar geslagte voor hom, het die goed gemaak om te verkoop. Want op die groote staan daar nog 'n prys R11.75 en die kleintjie het R5 iets gekos. So hulle is baie oud. Die rand was nog iets werd gewees daai tyd. Toe ek het nou gebring, want jy kan sien dis tuis gemaak, maar dit pas toe vir my baie mooi in by my konsentrasiekamp uitstalling hierso. Want by die konsentrasiekamp was daar so baie mense dood, hulle het nie genoeg hout gehad om ordentlike kiste te maak. Die baie kinders en groot mense is sommer in kommersie toe gedraai. Maar die kiste wat hulle wel gemaak het, is sommer van enige hout gemaak gewees. So dit was baie soortgelyk aan hierdie gewees. Nou by konsentrasiekamp voorstelling, elke kruisie stel 'n graf voor. Ek het dit so gedoen, want blote getalle sê nie veel vir my nie. 'n Getal van 27.900 is 'n getal op papier. Maar as jy dink, ja, daar was tot 3 en 4 kinders in 'n graf begrawe gewees. So, dis baie meer as 27.000. Want jy gesê, Rudy, hoeveel het julle gesien? Ek sê daar's meer as 38.000 dood. Ja, En al die jare wat ons vertel, nee, maar daar was nou maar net hierdie paar konsentrasiekampe. Nee, 34.000 name. Daar was 146 Britse moordkampe in Suid-Afrika. En dis iets wat mense baie keer vir 'n mens vra. As hierdie 38.000 vrouens en kinders, wat eintlik baie meer dood van is, nie gesterf het nie, waar sou die blanke populasie vandag in Suid-Afrika gewees het? Seker tussen 20 en 30 miljoen. ja, Sou ons heeltyd moes gat gekruip het en verskoning gevra het omdat ons hierso is. En dan kry jy nog steeds hierdie liberale monument hier in Bloemfontein, wat vanaf 1913 vir ons gelieg het oor daai 27.000. Dan is my vraag, nee, waarom het hulle die Britte beskerm oor hierdie volksmoord wat in Suid-Afrika gepleeg is? ja, Hulle kan maar doen daarmee wat hulle wil. Hulle was betaal gewees om hulle bekke te hou oor hierdie volksmoord wat hierso gepleeg is in Suid-Afrika. Dan praat ons nie eers van die Klaas J. Havenga verslag, met die verkrachtings en die molestering van die vrouens en die kinders deur hierdie swart en wit Britse soldate van hulle nie. Nou elke kruisie is 'n mens. Kyk byvoorbeeld Middelburg, is die meeste wat ek van weet, 2200. Kyk, hier gaan hy af, hier kom hy weer aan. Het jy Meerbank daar? Meerbank. Meerbank Sê, was die grootste Britse moordkamp in Suid-Afrika. Daar was 8.500 vrouens en kinders in daai kamp. By Meerbank was daar Jacob, Isopengo en Wentworth. So die totale boervrou en kinders wat daar in daai omgewing loopafstand van mekaar af aangehou was ons omtrent 30.000. ja. Ja, kyk, hulle- Dan praat ons nie eers van toe hulle van Utrecht af Volksrus toe moes geloop het. Hoeveel van daai vrouens en kinders is nie daar in die veld begrawe wat ons nooit van sal weet nie. Ja, ja. Hoeveel is op daai oop steenkooltrokke dood en langs die pad afgegooi? Daar was nie tyd gewees om hulle te begrawe nie. As jy kyk na die datum, dis 'n Ja. kwessie van 16 maande waar die massa mense dood is. Dis nie 3 jaar nie. Ja. Dis eers teen die helfte van die Boereoorlog wat die konsentrasiekamp-beleid begin het. So dit was absoluut verskriklik geweest. En as jy kyk wat voor die oorlog gesê is deur die Britte,
dan besef jy, dit was nie 'n ongeluk gewees nie. Hulle het dit so beplan. Yes. En as jy luister na sommige uitlatings deur van hierdie swart politici deesdae, hulle ego, wat daar gesê word, hulle ego wat tydens die groot trek die Britse owerheid vir die swart opperhoofde laat weet, hoor hierdie ouens wat hier inkom, kom julle land steel. Daar's al groot geskenke vir hulle gegee deur die Britse owerheid en vir hulle vertel, hierdie ouens kom julle land steel, is slegte mense, hulle van kant maak. So dit ego vandag nog steeds. Hierdie is die Pienaar Ria se familiebybel, Statenbybel daai. Maar hy's geneig, die ou Statenbybels is hulle nie gereeld olie kry nie, dan bars hulle daar waar hy oop en toe maak. So daai een is nou nog redelik heel, maar hierdie een het al reeds afgebars, so kom ek hom ooplos. Maar kyk na die datums hierin. 1757, 1758. Dis ou goed hierdie. Daai rooi boek is die Britse weergawe van die Boereoorlog en hierdie groene is die Hollandse weergawe van die Boereoorlog. Die oorlog in Suid-Afrika van die Hollanders en daai eens van die Britte en daai eens van die generaal de Wet se boek in Duits geskryf, die stryd tussen boer en Brit. Ek sal graag wil sien wat kom in daai rooi boek voor. Ja, Hoe lieg jy Britte? Ja, nee, hulle lieg hoor, nee, ek het hom deurgelees. Ja. Daai is my oudste huisgenoot, huisgenoot van my 1917. 2 maande later het hy die huisgenoot geword, het hulle in Afrikaans begin praat. Daai oranje een is 'n spoorweg tydskrif van die Suid-Afrikaanse spoorweg en hawens, hulle het 'n eie tydskrif gehad. Interessant, hierdie ou met die pyp, wat Springbok tabak adverteer, dis die kerkbode. Stel jou voor, die kerkbode adverteer Springbok tabak op hulle voorblad deesdae. Daai is die klein span daar aan die ander kant, en die boerevrou in die Landbouweekblad hieronder. So die ou gereedskap, kyk net hierdie boortjie, uit 'n ingeboude waterpas aan sy bokant. Want mens is geneig om skeef te boor as jy hard druk, dan kom jy nie agter nie. Ja. Nou kan jy die waterpas dophou en gelyk boor. En dan my ou gereedskap, goed wat deesdae selde gebruik word. Dankie, ons kan nou na daai boeke toe gaan. Ons sal nou in sy einde se kant toe. Ek soek uit boek van Ilse Salf eerlik. Ek het nie baie nie goed gesit nie. Nee, ek weet nie. Dis 'n hele paar wat ek wil hê. Maar weet jy wat ek gister gebring het? Nee. Nee, Oor die ander een, nee. die vorige een. Ek weet nie. Okay. Ek wil nou net so staan. Jy moet miskien nog net 'n bietjie daai kant daar na daai muur se kant toe staan. Net hier toe mag my kat nie hier inkom. O, Hier is so. ja. Jy kan maar praat. Hierdie plaas se kaartentransport van 1893. Nou, dis ek dink dis my kosbaarste besitting wat vir my persoonlik aanbetref. Ek het dit nie gehad nie. Ek wil nou die storie vertel. So 'n paar jaar gelede vra 'n vriend vir my hoor ek gaan Kroonstad toe of ek nie vir my pakkie sal optel by Nadees Prokureurs in Kroonstad nie. Ek sê ja nee, ek sal so maak en ek gaan Kroonstad toe. Ek was nog nooit by die prokureurs nie en ek is op die trappe, die eerste vloer en die ontvangsdames sit op haar telefoon en praat. Nou staan ek net maar rond en kyk wat ek's verveeld, jy weet ek wag nou dat sy klaar praat dat ek my pakkie kan kry. En terwyl ek so praat, so rond staan, kyk ek en ek sien my aarde mooi pan. Dis my plaas se goed hierdie. Jesus, en ek is opgewonde hoor, want ek is toe nou al besig met die museumstorie van my. Ja, as die dame praat en praat, nou, ek het nie baie geduld nie, en ek haal my letterman af, en ek begin hierdie skroewe losmaak.
En sy hou my dop. Sy sê vir die ander een, ek bel jou nou terug. Sy vra, kan sy help? Ek sê, ja, sê vir meneer Nadee. Ek sê vir baie dankie. Ek waardeer dit opreg dat hy die goed vir my so mooi geraam en bewaar het. Ek het dit nou kom haal, dis my plaas se kaart en transport hierdie. Nee, sê sy, hy is baie trots daarop. Sy vlieg daar op en sy sommer by hom by die kantoor in, jy weet. En hier kom hy ook uit. Hy vra, kan hy help? Ek sê, ja, ek is so. Ek het die goed gesien. Ek boer op Mooipan. Ek wil die goed baie graag hê asseblief. Hoeveel moet ek om betaal daarvoor? Ek sal dit koop. Nee, sê hy is nie te koop nie. Ek sê, joh, kan jy nie slagskaap of 2 gee nie? Toe het ek nog skape gehad. Nee, sê hy, die goed moet hier bly. Ek sê, joh, was 'n goeie gees wat ons gesels, jy weet. Ek sê, nee, dit is vir my moeilik om te aanvaar. Wat gaan die oplossing hiervoor wees? Hy sê, nee, as hy die dag doodgaan, kan ek dit kry. Ek sê, joh, nee, oké, dan is dit nou maar so. Van toe af as ek Kroonstad toe gaan, as ek op met die trappe, klop ons die kantoor en hoe voel jy vandag? Is jy alright? Lag hy sê, kom in, gesels ons eers maar, elke keer, jy weet. En so 5 jaar terug, toe bel hy my. Sê hy, nee, hy gaan nou aftree, hy gaan sy praktyk verkoop, ek kan maar die goed kom haal. Toe kry ek dit. En wat is die kans dat ek op die goed gaan afkom, sommer net? Toevallig iemand wat my vra om 'n pakkie te gaan kry, anders het ek dit nooit gekry nie. So. En daai kant is my Engelse storieboeke, fiksie, en hierdie kant is my Afrikaanse ou storieboeke. Ek koop nie graag boeke nie. Ja, ou C.R. Swart. Ja, Hy was mos ook 'n Freemason. ja, nee, ek sal nie weet nie. Ja. Hy kom ons daar van Brandfort af. Ja, Yes. Heinz Gonzalek. ja, ek versamel Toe hulle. maak hulle mos 'n fliek, Dooie Duikers deel nie. Ja. Wat ek ook het, ja. So. Daai fotoalbums wat daar bo was, wat se foto's is daar in? Jong, Ook maar geskenk of wat? ja, is maar geskenke, dis Daar nie interessante Nee, foto's dis- in nie. Nee, geskiedkundige goed het ek uitgehaal. Nou hierdie is nou my geskiedenisboeke. So hierdie is als geskiedenis van Suid-Afrikaanse geskiedenis, Europees, Amerikaans, noem dit, en hier is iets van geskiedenis hierin. Grensoorlog, geskiedenis, Eerste Wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog, Korea, omtrent van al wat 'n oorlog is hier geskiedenis. En hierdie kant is my ou tydskrifte. My ou huisgenote begin daar van 1917 af, het ek so 'n voorbeeld van elke dekade het ek 'n klompie ou brandwagte so tot hier in 1960 hou hulle hierso op. En dan hier sit nou my manuskripse inligting is nou in hierdie rakke wat so lekker deurmekaar is. Is nou goed wat ek met die hand geskryf het en weer teruggesit het hierna ek my boek voltooi het. Hierdie is 'n swart trourok. Ek dink min mense weet wat dit beteken. Ek het ook nie geweet nie. Die vrou wat hom vir my gegee het ook nie geweet nie, want dit was haar ouma se gewees, of haar ouma grootjie se. En ek het hom toe maar hier opgehang. So 'n klompie jare gelede toe vind ek uit by Nico Moelman onder die vrou se man is hier in die oorlog of net na die oorlog. Die vrou se man is oorlede in die oorlog uitgesneuwel. Sy is nog nie 'n jaar weduwee nie. Sy sit met 'n klomp kinders. En die man se vrou is ook in die kampe oorlede. Hy sit ook met 'n klomp kinders. Nie een van hulle kan afsonderlik vir die kinders sorg en boer en dan trou hulle twee met mekaar om te kan oorleef. Het hulle getrou. Dan sy in swart getrou. Ai, Ook 'n hartseer storie. Dis Thea Eys se kappie wat sy gemaak het
met die inleiding van die Voortrekker Monument. Haar dogter Lydia het vir my die kappie geskenk. Ja, dis vir haar huis. Sy is ook in 'n plaasaanval vermoor. Hier het ek ou koerante van 1920, 30, so van elke 10 jaar het ek 'n klompie tot nou toe. Net om voorbeelde te hê van wat in daai jare gebeur het, om 'n bietjie te sien wat aangegaan het. Daai is maar ou gedenkkoeverte. Daar is ook 'n paar. Borsbeeld van generaal Delarey. Hier's 'n boekie. Bert Wessels was 'n rebel gewees in die 1914 rebellie, en toe hulle in die De Beers Conviction Prison in Kimberley toegesluit was, het iemand vir hom die Bybeltjie gegee. Hier is sy dagboekie, ook uit daai tyd uit. 26 Oktober 1914 het hulle op kommando gegaan saam met generaal De Wet tydens die rebellie. Hier is 'n toneeltjie wat iemand vir my gegee het, wat 'n voorstelling is van hoe 'n kampplek van die Voortrekkers gelyk het. Die persoon hier op Ventersburg vra vir my, ek moet kom kyk by sy huis. Hy het vir my iets wat hy wil wys. En ek kyk die ding so, ek sê, joh, maar dis pragtig, hierdie is maande se werk. Hy sê ja, en dis toe nou hierdie toneeltjie plus daai Ossewa wat daar staan, die bokwa, plus daai poskoets na die ander kant. Maar jy kyk die detail, jy weet, die eiers wat gebak is hier so, daar lê T-bone steaks. Hier is die byl wat met hout kap. Daar loop die hoendertjies rond. Hier is skottelgoed wat gewas moet word. Hier is nog 'n bord met 'n eier en hier staan 'n kers, messe. Daar is 'n brood wat gesny word. Vreeslike detail. Hy vra vir my, wil ek dit hê? Ek sê ja, asseblief. Maar ek hierdie geld kan hom nie koop nie. Hy sê vat hom verniet. Wie het dit gemaak? Ja, sy naam het my nou ontgaan. Het hy dit gemaak? Ja, hy het dit Lewe hy nog? Nee, ek dink hy is oorlede. Ek sê nou hoekom? Yes, Hy sê nie, sy kinders het gesê, hulle gooi dit weg as hy doodgaan die dag. Hy sê hy's nie meer jonk nie. Ek moet dit vat voor dit weggegooi word. Jou visstok, hy lanternetjie wat daar. Ja. Dis aan baie detail wat hier so in is, nee. Kyk die kruithoring hierso. Ja, en die geweer wat daar langs die Ossewa staan, die ou keteltjie. Ja, nee, party mense is kunstig, nee. Ja, hulle het dit net oor. Hier's 'n ou skeepskanon wat op 'n onderstel gemonteer is. Die goed is gebruik vir staatsbegrafnisse, jy weet hulle, die doodskus, die kanon afgehaal en dan op staatsbegrafnisse het hulle die kanondraer gebruik. Daar's my toneeltjie wat ek langs die kant van die osse gemaak het. Ek het nou net ander osse agter gesit. Ja. Dit kom op van Emma Wessels af. Daar's die brief wat hulle moes onderteken met die wapenneerlegging in 1902 wat jy getrou het aan die Britse owerheid moes gesweer het. As jy dit nie gedoen het nie, moes jy binne 'n sekere tyd land uit gewees het. So ek kom baie mense Argentinië en Paraguay toe gegaan het. Hier's 'n perdekar of 'n treppie, soos hulle gesê het. Is gewoonlik vir korter afstande so skool toe, die kinders moet dit gery. Hy's baie plek vir baie kinders. Hierdie is 'n skotskar wat hulle grond en goed opgelaai het. Soos 'n tipper wat hulle gebruik het daai tyd. Hierdie is my ou familiebybel. Hy's baie verniel. Hierdie is die poskoets. Kyk, voor daar treine gekom het, as jy wil ver ry, moet jy of met 'n perdekar wat oop is, ry, en jou perde gaan dit nie hou nie.
op elke dorp het die poskoed se perde geruil, want hulle nuwe spanne perde gekry. Dan het jy nou maar jou kaartjie gekoop as jy wil kolonie toe gaan. En maar vrou en 'n kind in hierdie ding, hy het nie ruitte gehad nie, hy het seiltjies gehad wat toegerol het. Dan kom jy by 'n rivier, dan kan jy nie deur nie, want die rivier is 'n vloed. Nou moet jy weet, daar's nie takeaways en daar's sulke goed langs die pad nie. Jy moet maar, daar's ook nie toilette nie. Jy weet, dis 'n effort gewees om met so 'n ding ver te ry. So van 1892 toe die treine nou ingekom het dit beter begin gaan. Maar voor dit moes die mense met poskoetse ry. Voorbeeld van 'n kakebeenwa, soos wat die voortrekkers gebruik het. Hier is nou die bokwa wat hier buite is, my beieboerwa. Dis nou dieselfde soos die ene is ook so. Dis 'n model van 'n grietjie, die kanon wat by Bloedrivier gebruik is. En hier is 'n kapkar. Dis nou die grander weergawe van die perdekar of trappie uit 'n kappie opgehaal het. Nie dat dit veel gehelp het nie. En hier is nou poppe, soos wat meisiekinders daai destyds gebruik het, pop te speel. Ja, nee, hier is omtrent vir jou gooitjies en duitjies en daadjies. Ek het hier 'n boekie oor daai ene bloemknoppen wat daar staan op hom. Al die boereoffisiere of boere wat in die fort in Johannesburg toegesluit was met die rebellie, het met hulle eie handskrif hulle geboortedatums, hulle verjaarsdae daar opgeskryf. So generaal de Wet, Siener van Rensburg, almal het hulle name in daai boekie geskryf. So hy is my redelik kosbaar. Ja. In my boek skryf ek ook daarso, Edwin Conroy was 'n redelike vuurvreter gewees met die Boereoorlog in die Kaapkolonie. Was hy 'n Kaapse rebel gewees. En tydens 'n patrollie loop hulle in 'n hinderlaag in van 'n klomp kleerlinge wat onder 'n Britse offisier is. En hulle word vasgepen en 'n klomp word gewond en Conroy en nog 'n ou gee pad. Hulle gaan versterkings haal. En toe hulle terugkom, toe is al die gewondes se koppe met klippe plat gekap. Toe is hulle vermoor. Dis al hoe jy dit kan beskryf. Toe skryf hy 'n brief aan die Britse owerheid in daai omgewing, die militêre kamp. Om te sê as hulle nie optree teen daai ouens wat dit gedoen het nie, gaan hy elke kleerling wat hy onder die wapen kry, gaan hy teregstel onmiddellik. Toe hulle ignoreer hom, toe doen hy dit. En toe die einde van die oorlog, toe is daar 74 moordklagte teen hom. Toe sê, ek dink is Louis Botha vir hom, jy moet pad gee, hulle gaan vir jou skiet. Toe vlug hy, toe is hy so 'n paar jaar in Europa rondgeswerf. Toe kom hy in die geheim terug onder skuilnaam toe hier in Ventersburg kom boer en is hy met 'n vrou getroud. En toe 1914 toe rebelleer hy nou weer. Hy kry net toe later amnestie hier na 1911. Die amnestie gekry. Toe die rebellie, toe rebelleer hy nou weer. Toe word hy gevang saam met Humbert Wessels. Soos hulle in die fort in Johannesburg toegesluit, Siener van Rensburg ook daar. Eendag toe praat hulle so, toe sê Siener vir hom, ek sien Humbert gaan huis toe. Hy staan nie in die deur vir jou waai. Toe wonder hy nou, hoe werk dit? Maar kort daarna maak 'n wag om kwaad en hy pot die wag. Toe kry hy 2 maande ekstra tronkstraf. Toe Humbert uitklaar, sal ek maar sê, toe waai Humbert vir hom en hy gaan huis toe. Yes, wat 'n storie. Daai is ook interessant. Ja, ons was daar gewees nie. Ja. Okay. Nee, dis reg. Want ek dink hierdie lig se batterye, Sy loop. ek weet nie of hy vol gelaai was nie, maar ek sal maar deur weer toe kyk. agter ons. Was ons by die weermag so goed? Ons moes nou, nee, ons was nog nie daar. Ons was nog nie daar nie. Ja, is die
lig lekker sterk. Okay, jy kan nou maar eers vertel. Goed, hier is my weermaghoekie. Baie van my diensplig goed is hier, of goed waarmee ek te doen gehad het in die weermag, en dan nou skenkings ook van mense, en dan is hier nou 2 mense waaraan ons hulde ook bring, wat gesneeuwel het, soos Willie Brits. Hier is 'n foto van Willie Brits hierso, met 'n gedig wat een van sy onderwysers, meneer Flip Tron, vir hom geskryf het net voordat hy begrawe is. Hy is by Katima Mulilo. Tydens 'n vuurpyl aanval het een van die vuurpyle hulle bungalows getref. En al die vuurpyle het hulle gemis, maar die een spesifieke een het 'n boomtak getref, toe deflekteer die tak op hulle bungalow op. Nou, dit is een van die laastes gewees, toe die eerste vuurpyle val, het hulle opgespring om uit te hardloop skuilings toe. Maar dit was 'n groot probleem. Toe hulle almal op is, toe tref die ding die bungalow. Dus ek kom maar 10 dood en 10 gewond is. Waar lewe sy ouers nog? Ja, Lewe hulle? nee, Waar is hulle? nee, ek weet nie waar sy. Nee. Nee. Nou ons beplan, jy was nou in een onderhoudseenheid ook gewees. Ons beplan volgende jaar 'n rit. Ek was op Mapacha en Katima gewees. Tussen Mapacha en Katima is 3-2 se bataljon gewees. Daar's nou 'n ou wat nou daar 'n lodge gebou het. Om 'n monumentjie daar te gaan oprig vir die 10 manne wat daar dood is. Kan jy nou glo, hier kom ek nou by die. So ons gaan al hulle name daar op, ons gaan Ek speel ons trompet, so ek moet nou weer 'n keer die laaste pause gaan leer, ja. Dis nou juist vir hom dat ons hierdie gedenksteen gaan oprig met sy naam en die besonderhede van Katima Mulilo hieronder aan. Kan jy dit So gaan opsit, want hy het net 'n gewone grafsteen, daar's Ja. niks melding van dit naby nie. Daar is sy uniform wat hy vir my geskenk het, sy step-outs. Sy step ja, Ja. my genade, kan jy glo? Sy naam staan daar onder Brits. En hierdie een, ja, Anton Du Plessis, 'n vriend van my op Ventersburg, het hierdie rim van hierdie. Ek vra hom nou, wat is die? Hy sê nee, hy wil vir my 'n braaier maak. Ek sê, wat se gat is daar? Hy sê AK-47. Ek sê nou, wat is die storie? Sy nie uit, hy en Anton, die ou is 'n offisier en Anton is sy drywer. En dan gaan besoek 'n sendingstasie tussen Tsumeb en Otawi. Gaan hulle na 'n sendingstasie toe en toe hulle terugkom, toe is daar 'n ander lag opgestel vir hulle. Toe het hy nou sy hele storie vir my hierso gegee. Daar's 2 terroriste, daar's 2 terroriste en daar's 2 terroriste. En toe hulle nou verbykom, toe begin daai 2 skiet. En toe hulle verbykom, toe begin daai 2 skiet en die ander skiet nog van agteraf. En toe hulle daar verby is, begin daai 2 van vooraf te skiet. Daar's hulle bakkie. Daar's hy wiel wat nou hier so is. Tjus. Hy sê maar, toe hulle ry by die sendingstasie, toe sê hy vir die ouetjie, hoor hierso, laat ek bestuur. Ek is 'n bietjie lus vir bestuur. En die drywer sit langs aan hom. Hy sê dat toe hulle, hy sê hy ry net voet in die hoek, so tydens die skietery. Hy sê hy jag tot hy nou by die groot pad kom, toe sit nou stil, toe stop hy. Maar toe is daar ook nie remme nie, rempype is afgeskiet en alles, en die band lyk so, dis 'n gemors. En hy stop, hy sê vir die ouetjie, "Jesus, Anton, jy kan maar regop sit, ons is deur." Toe is Anton dood. Toe het hy so vooroor gebuk om te skuil vir die skietery, maar toe is hy dood gebly. En Tjoh, die ander ou het toe nou 'n skoot deur die hand en hierdie maag gehad, maar hy het dit toe nou oorleef. ons het hierdie land gekoop met bloed, nee. Ja, nee, toe het hy nou vir my die ding, hy wil toe 'n braaier maak van die ding, toe sê ek vir nee, Nee, Jesus. toe museum toe kom en jy vir my jou storie gee, Chris Zeeman, dis die ou wat dit my vertel het. En toe het nou die storie hier so op, so daar is die koerantberig, met 25 km gejaag, voordat hy gestop het. Toe is die ou nou dood. En Wie was hy gewees? Anton Du Plessis. Maar nou, hy kom toe nou ook van Koelsberg af, so 'n paar jaar terug toe die reale reunie, skoolreunie op Koelsberg. En
sy sê vir my, hoorie, daar's Anton se broer. En ek gaan praat met hom. Ek sê vir hom, Chris Heeman het my die storie vertel. Hy sê, hoorie so, ek het hierdie goed van Anton en 'n geweertjie met Ja. 'n hoed. Want die goed val om, wat nou so staan, wat die mos vir hulle gegee het, of ek het nie wil hê nie. Want daar's niemand anders wat, hy is ook oud, wat dit gaan kry nie. Toe gee hy dit vir my, toe ek ook maar hier kom uitstal. So hier het ek ook, ons het vir 'n oomblik afgeëets teen die ondergaande son op die gesigsynder van die geskiedenis gemarseer. Dis soos dit was, daar was my swaar is ook hier alles. Dit is sommer net 'n foto. Jy het nie 'n redpack nie, nee. Nee, ongelukkig nie. Okay, nou gaan ons hier inkom. Ek gaan nou net eers en maar nou hierdie hier Baie sit. plek nie. Dink hierdie is die laaste kamer. Ja, hier's maar Ventersburg dorpsgeskiedenis. Ek het nie eintlik veel hier te sê nie. Maar hier's 'n kerkgeskiedenis wat ons van daai prentjie af opgestel het. Ja. So tot in 2013 toe. Hier is die skool wat nou al ook nie meer 'n skool is nie. Se geskiedenis. So die skool is ook tot niet. Ja, die blanke skool is tot niet. Daar seker niks meer, nie 'n dak oor nie, niks nie. Nee, hierdie een is gesloop nog voor hierdie ouens van bewind gekom het. Maar die ander skool is toe nou oorgeneem as 'n nuwe skool. So daar's ook nie veel van hom oor nie. Hoekom is die skool gesloop? Vader weet alleen. Nee, ek weet nie. Maar daar was nie veel te doen nie. So. Okay, ek dink dis die lot. Ketali, hierdie is nou omtrent jou plaasskooltjie. Ja, ja. So 'n plaastema. Dit is so. Hierdie is ou skoolbank met 'n sis en daan boek wat ons mee groot geword het. Pennekussie wat ons mee groot geword het. Die ou inkpenne. Daagliks moes die ink hier ingegooi word en dan die naam mee geskryf. En dat hy geklat, want die kladpapier gehad wat jy mee moes skoonmaak. Meisiekind wat voor jou sit, so vlegsel die ingedruk, want jy pak slaag gekry. Maar voor dit het hulle met vere geskryf, dit is een van Riebeek se tyd, maar dit het ek nie ondervinding van. Maar nou ook hierdie ou leie gekry, wat hulle mee geskryf het. Ek weet nie of jy hierdie ken nie, Ja, met bordkruit. leiklip. O, met lyklip. Ja. O, ja, ons het ja, natuurlik 'n bietjie jare. Met 'n lappie skoon gemaak en dan sien jy kon jy met hom skryf. Hierdie een wil nou nie lekker skryf nie. Sy ink is klaar. Ingeslaag. Maar in ieder geval, van die kinders nou hier gesit, papier was skaars, penne was skaars, so dit was die goedkoopste manier gewees. Dan meester nou daar voor gestaan by daai kateder, dan vra hy 3x4, dan moet jy die antwoord neerskryf. In 5 sekondes dan moet jy ophou. Almal, die hele klas. Dan kyk jy wie verkeerd is, kom vorentoe. Een ou met die rottang. 'n Volgende vraag, dan moet jy neerskryf. Weer op die antwoord verkeerd, kom vorentoe, hou met die rottang. So het dit gewerk daai tyd. Jy sê dit nie weer vergeet het nie. Nee, jy vergeet dit nie gou nie. Hier was my eerste skoolboeksak in Sub A gewees. So ek het hom nou nog. So hy's 74 jaar oud daai tassie. Ek sê so, ja, 68. Kan ook ouers. Ja, ja, hy is dalk ouer. En dis nou maar ons ketties met haserekke wat ons gebruik het. En so aan. Want is maar 'n is nog nie voltooi hierson nie. Ja. Daai is 'n paar SWAPO terroriste skoene sole. Ja. Jan Wenzel het dit vir my gegee. Dis wat hy van die grensoorlog af gebring het. Nou, as jy sou bou. Ja, hier is nog 'n Zoubo.
Ek met daai bye wil uitgaan daar so. So, dis wat ook nou daar. Hier's 'n interessante masjien hierdie. Wat was dit nou? Dis 'n Joodse klavier. Die Joodse klavier. Dis vir hulle soos musiek om op hom te speel en die geld klingel so. Die geldlaai spring oop en hy kan die geld insit. Hierdie is 'n afrolmasjien. Dis die voorloper van die hedendaagse printer. So dis hulle printer gewees. Die ou dae printer. Ja, dis die ou daagse printer gewees. Het die wasvel gekry wat jy op die tikmasjien gesit het. Dan die tikmasjien in die wasvel in die syfertjies geslaan, die letters ingeslaan. Dat jy nou daai wasvel gevat, hierso ingesit, tussenin gesit, papier onder gesit, toegemaak, dan jy nou ink op hierdie ding uitgegooi, die roller gebruik op die ink om hom mooi nat te maak, dan bo oor hierdie gaas gerol, die ink het deur die gaatjies in die wasvel gegaan en jy het jou print ondergehad, jou afdruk ondergehad wat jy dan nou weer uitgehaal het waarop geskryf is. En dis nou maar die tikmasjiene, die telefoon en dis 'n stadsraad van ons dorp gewees destyds. Ek wou sê hierdie lei van die griffele lei wat ek nou gewys het, dis die voorloper van die hedendaagse tablet. So jy kan sê dis die tablet van daai tyd. Soos ek vroeër ook gesê het, die huise het destyds nie badkamers gehad nie. Jy het by die spruit gaan water skep in 'n emmer, en die emmer water in 'n kastrol op die stoof gesit om warm te word. En vanaand, my mense het ook nie baie gereeld gebad daai tyd nie. So een keer 'n week was ook goed genoeg geweest. Dat jy in so 'n baadjie gaan bad. Of jy het gewas, die waswerk wat jy gedoen het, jy met die lampetbeker water aangedra en die skottel gegooi en jy het gewas en geskeur in so 'n skottel. Badkamers hier in ons omgewing het eers van die 1930s af die mense begin badkamers bou. So selfs toilette, die buite toilet gekry, die longdrop wat buite gestaan het. Soos dit koud is vandag, het jy maar die koos gebruik en dan môre die koos gaan leegmaak. Ja, die koos was nou die peapot. Ja, die peapot. Ja. Jy sê die tasse wat jy mee gery het, is nie vandag so goed met wielietjies en vat so goed aan nie. Hierdie is 'n ja, Vrouens was lief om hoedens te dra en dan hierdie is 'n hoede tas. my ouma het ook so een gehad. Die hoede binne in die tas gebeere as hulle ry dat hy nie beskadig nie. Hierdie is natuurlik 'n baie interessante yskas. Ja, dis 'n parafin yskas. Hy het met 'n vlammetjie gewerk wat deur parafin met 'n put laat brand is. Die vlammetjie moes net reg wees, 'n sekere blou kleur. As hy rooi is, dan die yskas begin rook, dan staan jy die oggend op, dan is jou huis swart gerook. Dan moet daar hele huis se mure gewas word. En dis 'n gemors gewees hoor. En net so hierdie vrieskas, dieselfde storie, hy het ook met parafin gewerk. So, hierdie is 'n 1956 model, wat die vrieskaste begin inkom het. Voor dit is vleis in koelers koel gehou. So jy het elke week geslag, want vleis kan nie langer as 'n week eintlik bewaar word, veral as dit warm is. Maar voordat yskaste en vrieskaste ingekom het, kon jy kos baie langer bewaar, sodat jy minder gereeld geslag. Dit was 'n gewoonte destyds, as jy geslag het, dat jy met die bure vleis gedeel, veral as dit beesgeslag is. En elke buurman kry 'n stuk vleis, so binne 'n week as dit opgee, dan slag die volgende buurman, dan deel hy weer met die bure, en so het elkeen 'n beurt gekry. Hulle het gepraat van karmenaatjies. Dis nou Is dit waar die woord vandaan kom? karmenaatjies, ja, met die bure. Yes. Ek is lief vir deure. Dit is egter 'n deur wat maar nêrens lei. Ja. Dit is as jou toekoms toe is. Hierdie deur kom uit Topfontein se huis voor hy gesloop is. Het ek hom daar gaan uithaal.
Die dak was toe reeds afgewees, dus hoekom die verf van die deure begin afdop het, want hulle het baie in die reën gestaan. Dis die welkom Dover stoof van destyds, 'n paar van hulle op mekaar. Dis ook wat die ou mense mee begin het. Hier is nog 'n besondere stoofie. Hierdie stoofie is gemaak basies net om strykysters warm te maak. Daar het jy jou vuur gemaak hier binne-in, maak jy strykysters warm, maar jy kan nog steeds vir 'n keteltjie koffie opgesit het as jy wil. Nog iets. 100 jaar gelede was die Vrystaat grasvlaktes gewees. Hier was weinig bome, maar die gevolg is vuurmaakgoed was 'n groot probleem. Nou, as daar nie hout is nie, dan moet jy begin soek. Maar die gevolg is, mense het agtergekom, miskoeke maak uitstekend vuur. So weesmis is opgetel wat droog geword het en dit het baie mense aan die gang gehou om kos te kan maak. Ja, dis mos maar eintlik net gras. Ja, is gecompacteerde gras. Dit is Ja. eintlik 'n Verwerkte gras. verwerkte gras, ja. Hier is ook 'n ou wasmasjien. Want dit is 'n handmodel uit 'n woelstok gehad. Hierdie een het nou nie meer 'n woelstok nie. Wat jy met die hand gevat het en so gedraai het met 3 punte onder om die wasgoed in die ronde woelstok. Ja. Ja, dit maak in sin. die ronde te woel. En dan het jy nou my water weer afgetap en weer ander ingetap. En dan op die ou einde het jy jou wasgoed hier weer gedruk om bietjie af te droog. En dan so dit was die voorloper van die moderne wasmasjien gewees. Hierdie is nou 'n later model, hy is elektries. Maar ook nog baie primitief. Is my en Ria se eerste elektriese wasmasjien gewees wat ons gehad het. En hy is nog steeds in 'n werkende toestand. Yes. Hier is die huisapteek van destyds. Soos ek net nou gesê het, die plase was ver van die dorp af, die paaie was sleg, perdekarre. So met ander woorde, as iemand in die nag siek word, dan moet daar nou uitgegaan word en 'n perd gevang word ergens. En 'n perd kan moetswillig wees. As jy perd gevang het, dan reën dit dalk, dan moet jy in 'n oop kapkar dokter toe ry. Daar's 12 plaashekke wat oop en toegemaak moet word tussen jou en die dokter. So dit was eintlik doodsake gewees daai. So dit was noodsaaklik dat elke huis sy eie huisapteek gehad het om jou mense aan die lewe te probeer hou. Dis ook hoekom die vroeër tyd het die dokters uitgegaan plaasbesoeke gedoen, want die dokter was gewoonlik die enigste ou wat 'n kar gehad het. So hy kan in 'n kar wat toe is, toe kajuit is, na die plase toe gaan en die mense daar op die plase gaan behandel. Toe die mense nou ook motors begin kry het die ding verander en die dokters begin weier het om uit te gaan op plase. Nou daai tassie wat nou daar is, dit is nou Dis nou die dokterstassie. wie se dit was jou oupa se gewees. Nee, Ria se voorgeslagte sou Wow. gewees. Dis nou die dokter se tassie wat hy op huisbesoeke uitgevat het. Al sy medisyne sit hy daarin gepak. Hierdie is 'n broeimasjien wat ook met parafin gewerk het. Want jy nou die eiers hier ingesit. Wat jy wil laat uitbroei. En die is 'n reguleerder gewees wat die hitte reguleer het om hom oop en toe te maak dat hy nie te warm word dat die eiers gaar word of doodbrand nie. En op daai manier het hulle eiers uitgebroei. Hier is 'n worsstopper wat ook nog heeltemal bruikbaar is. Dan is dit. Fantasties. O, hierdie spoggerige deur kom ook van die plaas Topfontein af, uit daardie opstal wat intussen gesloop is. As jy na die ruit kyk, kan jy sien die glas is gegolf. So dit is baie ou glas. Dit is nie Ja. heeltemal glad nie. En net daai vir julle afgeneem met die preekstoel. Of waar meester gestaan het, daai ou televisiereeks meester. Dat hy nou hier gestaan het en hy nou vir die klas gegee.
Dankie.